en baie welkom by vandag se huiskerk. Ek wil net eers begin deur almal te herinner dat ons nou in hierdie tyd van die jaar, so van Oktober na die einde van die jaar toe, ons spesiale dankbaarheidsoffer vir die Here gee. Dit is geleentheid om iets te gee, iets ekstra te gee vir die werk in ons gemeente en in ons gemeenskap. So gaan bid daaroor, gaan dink daaroor, gebruik een van die breinkoeverte wat by die erediens beskikbaar is, of die SnapScan opsie, of dan nou EFT. Jy kan die inligting daarvoor op ons website kry. Maar terug na vandag. Ons is vandag nou weer op die eerste Sondag na 'n skoolvakansie. Dit is ook die begin van die laaste kwartaal van 2025. Nou vir sommige van ons het hierdie skoolvakansie mos nie enige invloed op gehad nie. Dinge het maar aangegaan soos gewoonlik. Die enigste verskil was dat die verkeer so 'n bietjie minder was vir 'n week of wat. Maar nou gaan dinge maar weer aan soos gewoonlik. Vir baie van ons is hierdie laaste kwartaal ook 'n baie besige tyd. Dit is die tyd om dinge af te handel. En vir ouers en vir kinders is dit ook 'n tyd weer van sport en eksamens en prysuitdelings en al daai goed by die skool. Dis 'n tyd wat ons dinge moet klaarmaak, maar dis ook 'n tyd waarin ons moeg en oorlaai voel. Ek lees hierdie week iemand noem hierdie tyd the season of anxiety, die seisoen van angstigheid. Ek noem dit sommer maar net die tyd wanneer mense moeg en moedig is. Behalwe vir al die goed wat ons moet afhandel en moet klaarmaak hierdie tyd van die jaar, is daar ook al die slegte goed wat ons raak sien in ons land, en al die slegte goed wat ons raak sien in die res van die wêreld. Die wêreld op die oomblik is maar 'n baie deurmekaar plek. En dit maak dat ons nie weet wat die toekoms inhou nie, en dit maak dat ons bang is vir wat voorlê. Dit veroorsaak spanning en angstigheid in ons lewens. Nou dis juist vir sulke tye wat vanoggend se teks geskryf is. Ons gaan 'n stukkie saam lees uit die Hebreërsbrief. Nou hierdie brief is geskryf vir 'n groep mense wat deur 'n slegte tyd gegaan het. Hulle het geleef in 'n tyd van groot ontwrigting en onsekerheid en angstigheid. Dis 'n tyd waar hulle moedeloos gevoel het oor 'n klomp goeters en waar dit begin kom het op die punt dat mense hulle geloof begin verloor het. So die brief is geskryf om mense te bemoedig en aan te moedig in 'n tyd soos hierdie. So kom ons lees saam Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Daarom, terwyl ons ook so groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslaa raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hy wat terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterhand van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom wat so vyandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. So die skrywer gebruik die beeld van 'n wedloop, wat nou bekend sou wees vir die mense van daai tyd. Daar was gereeld atletiekbyeenkomste in daai tyd wat in sulke Romeinse en Griekse arenas aangebied is. Die deelnemers aan hierdie byeenkomste en hierdie wedlope het met baie min klere deelgeneem, dikwels sonder klere ook, want hulle het gevoel hulle wil niks hê wat hulle terughou in die wedloop nie. Niks klere of enigiets swaars wat sou verhoed dat hulle die wedloop wen nie. So die skrywer van Hebreërs gebruik die beeld om hierdie beeld van 'n wedloop. Onthou is nie 'n sprint nie, dis 'n wedloop wat langer vat om vir die gelowiges te sê die lewe en ons geloofslewe is soos 'n wedloop. So raak ontslae van die laste en van die sondes wat julle terughou sodat julle hierdie wedloop beter kan hardloop. In ons konteks sou jy dalk gesê raak ontslae van die goed wat angs en stres in jou lewe veroorsaak. Raak ontslae van die skuldgevoelens, die vrese, die druk van elke dag, die onrealistiese goed wat ons van onsself en van ander mense en van die wêreld verwag. Die goed wat ons hoop laat verloor, wat ons laat vergeet waar ons krag vandaan kom. Die goed wat afstand skep tussen
tussen my en God en tussen my en ander mense, raak ontslae van hierdie goed. Nou in die teks is daar 2 goed wat vir ons help om hierdie wedloop dan nou te kan voltooi en hierdie wedloop te hardloop. Die eerste ding is, hy herinner ons aan hierdie wete, dat ons nie die wedloop alleen hardloop nie. Die teks praat van 'n groot wolk getuies wat rondom ons is. Nou die skrywer van die Hebreërbrief herinner die mense aan 'n groot klomp mense wat 'n invloed in hulle lewens gehad het. In hoofstuk 11, net die vorige hoofstuk, is daar so 'n lang lys geloofsgetuies noem hulle dit, wat genoem word, mense wat in die verlede 'n groot impak op hierdie gelowiges se geloof gehad het. Mense by wie hulle goed geleer het, mense wat vir hulle 'n voorbeeld was, mense wat geloofsvaders was in hulle lewens, geloofshelde in hulle lewens. Nou ek dink as elkeen van ons ook terugdink aan mense in ons lewe, as ons terugdink oor ons lewens, dan kan ons almal mense identifiseer wat so 'n rol in ons lewens gespeel het. Mense wat 'n invloed in ons lewens gehad het, mense by wie ons geleer het oor geloof en wat dit beteken om as gelowige te leef. En as ek terugdink oor my lewe, dan is die eerste mens wat by my opkom, die dominee van my tienerjare, by wie ek in die belydennisklas was, Gys was sy naam, en hy het 'n baie groot invloed in my lewe gespeel. En daar's ook ander mense. Ek dink aan 'n paar dosente by die kweekskool, predikante wat in my lewe 'n rol gespeel het, medegelowiges wat oor my pad gekom het en in my lewe ingekom het en 'n rol in my lewe gespeel het. So kan ons almal dink aan sulke mense. So as jy deur moeilike goed gaan, onthou daai mense, onthou wat jy by hulle geleer het, want dit gaan jou nog steeds kan help. Maar dis nie net die mense van die verlede wat ons help en by wie ons leer nie. Daar's vandag nog mense in ons lewens wat ons help en wat ons ondersteun en by wie ons leer. Mense wat die Here oor ons pad stuur, mense wat in die toekoms nog oor ons pad gaan kom. Die punt is, ons is nie alleen in hierdie wedloop van die lewe nie. Daar is mense wat ons aanmoedig, mense wat ons bemoedig. Bietjie soos die toeskouers by 'n atletiek wedloop. Die tweede ding wat ons help op ons geloofswedloop, sien ons in vers 2. Net nadat die skrywer nou praat van aan die laste en die goed wat ons van onsself moet afgooi, skryf hy dat ons oog gefestig moet hou op Jesus. En hy skryf ons kan ontslaa raak van al hierdie goed met ons oog gefestig op Jesus as 'n reaksie op dit wat Jesus klaar vir ons gedoen het. Jesus het aan die kruis gesterf, hy het klaar 'n klomp goed verduur, slegte goed verduur as gevolg daarvan, hy het vernedering beleef, sodat ons hierdie laste van ons kan afgooi, sodat ons oog op Jesus kan hou. Sodat ons in angstige en onseker en moeilike tye kan volhard en weer vreugde kan vind. Ek onthou toe ek op skool was, het ek ook aan atletiek deelgeneem, en ek het op 'n stadium 400 en 800 meter wedlope gehardloop. En ek onthou die bietjie afrigting wat ons gekry het hulle vir ons gesê dat ons moet, as ons hardloop, moet ons vorentoe kyk, ons moet gefokus wees, ons moet die baan en die wenstreep in ons oog hou die hele tyd. Ons moet nie kyk vir ons opponente nie, ons moet nie afkyk op ons voete of iets nie, ons moet net vorentoe gefokus kyk. So die skrywer van die Hebreërs herinner ons ook, kyk weg van jouself af in hierdie wedloop en fokus op Jesus. Moenie fokus op jou prestasies of op jou foute of op die dinge wat die lewe moeilik maak nie. Fokus op Jesus. Vertrou op Jesus. Kyk op, rig jou oog op Jesus. Nie omdat jou geloof so sterk is nie, maar op grond van dit wat Jesus klaar vir jou gedoen het. So die skrywer van die Hebreërsbrief sê nie dat daar nooit moeilike goed oor ons pad gaan kom nie. Hy sê nie dat ons geloof altyd sterk gaan wees nie. Hy sê nie dat dit altyd maklik gaan wees om op God se beloftes te vertrou nie. Hy sê nie dat dit altyd maklik gaan wees om jou oog gefestig op Jesus te hou nie.
Maar wat hy wel doen is, hy herinner ons en hy moedig ons aan om die laste, die goed wat ons terughou, af te gooi. Omdat Jesus dit klaar vir ons moontlik gemaak het om dit te doen. Hy herinner ons om nie moed te verloor nie, om aan te hou hardloop en om vorentoe te kyk en te vertrou, selfs wanneer jy moeg is. En om te onthou, jy hardloop nie die wedloop alleen nie. Amen. Ek sluit vir ons af met 'n gebed. Here, U weet hoe maklik ons moeg word. In ons werk, in ons geloof, in ons hoop, raak ons maklik moeg. Dankie dat U self die wedloop gehardloop het. Dat U verstaan waardeur ons gaan. Help ons om ons laste neer te lê, om met volharding te leef en met ons oë op U te leef. Help ons om mekaar te ondersteun soos wat U van ons verwag om te doen. En laat hierdie kwartaal vir ons 'n tyd wees waarin ons nie dinge uit ons eie krag probeer doen nie, maar waar ons volhard in U krag. Amen.